Kom ons word stil voor die Here. Aan die koning van die eeue, aan die onverderflike, die onsienlike en die alleenwyse God kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing Psalm 46, tot ons eie bemoediging, Psalm 46, en ook tot lof van die Here, die eerste en die 3de verse. Die Here is daar, hy hou die wag, en so gaan die donker uur dan om. Hy red wanneer die vroeë dag goudglansend oor die berge kom. Die eerste en die 3de verse van Psalm 46, en daarna bely ons geloof saam. Dis 'n besonderse genade en 'n eer dat ons vanoggend saam kan bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons Here het ons nie in die duister gelaat in opsigte van sy heilige wil nie. En ons lees nou saam in Eksodus 20 die 10 woorde wat hy vir sy volk gegee het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:
Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. 3de gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing ook 'n psalm wat aan Moses toegeskryf word, Psalm 90, in antwoord op die Here se wet. Ons sing die 1ste en die 4de verse. Ons sondes, ook uit dae lank vervloë, ons misdaad, nog bedek voor mense oë, staan naak en klaar, o God, voor u gesig. Psalm 90, verse 1 en 4, en daarna bid ons saam.
ons bid saam. Driemaal heilige God, ons aanbid U vir U absolute almag, U alwetendheid. Ons aanbid U omdat U 'n raadsplan het wat U in die geskiedenis voltrek. En ons dank U en ons loof U dat ons deel mag wees van daardie raadsplan. U wat die aarde uit niks geroep het, soos ons so pas gesing het. U wat 'n woord gespreek het en dit was alles daar. En soos U woorde gespreek het deur die geskiedenis, so het daar verandering gekom. Ons dank U vir die genade wat ons het in die Here Jesus Christus. En waar hy vandag weer in die bediening van die woord en al sy heerlikheid voor ons sal skitter, bid ons dat ons nooit sal moeg word om sy lof te besing nie, om ons te verwonder oor sy wonderdade nie, dat ons nooit sal moeg word om ons te buig in aanbidding voor hom nie, hy wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Ons bid dat die lig ook vandag nie net hier sal skyn nie, maar dat die lig oral in hierdie wêreld sal skyn wat in duisternis gehul is. Dat die lig sal skyn in 'n wêreld waar die mense die duisternis liewer het as die lig. En ons bid dat ons met groot vrymoedigheid sal getuig. Ons bid dat ons, elkeen van ons, maar ook hierdie gemeente, hoe klein ook al, sal skitter soos 'n stad op 'n berg. Ons vra Hemelse Vader, dat U dit dan nou sal stil maak binne ons, dat alles wat ons met ons hier saam ingebring het, al die bekommernisse van die afgelope week, al die nuusgebeure, al die dinge wat in die wêreld belangrik is, dat ons dit daar sal laat. En dat ons hart en ons gemoed en ons gedagtes en ons verstand sal oopstel deur die genade van die Heilige Gees, van die woord van U Seun Jesus Christus, deur wie ons sonde vergewe is. Amen. Ons lees weer uit die evangelie volgens Lukas. En ons lees uit hoofstuk 8 uit, Lukas 8, die 19de vers. Ons begin daar. Die Here Jesus Christus is nog steeds met sy bedieningswerk in Galilea en Judea besig, maar in hierdie gedeelte sien ons dat hy oor die see van Genesaret vaar om 'n ander gebied te betree. Maar kom ons begin eers by vers 19. En sy moeder en broers het na hom gekom, en weens die skare kon hulle hom nie bereik nie. Toe bring hulle hom die boodskap en sê, U moeder en die broers staan buite en wil U sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, My moeder en my broers is die wat die woord van God hoor en dit doen. En op een van daardie dae het hy en sy disippels in 'n skuit gegaan, en hy het vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die oorkant van die see. En hulle het weggevaar. En terwyl hulle seil, raak hy aan die slaap. Toe kom daar 'n stormwind op die see af en die skuit het begin vol word en hulle was in gevaar. En hulle het na hom gegaan en vir hom wakker gemaak en sê, Meester, ons vergaan. Hy staan toe op en bestraf die wind en die watergolwe en hulle het bedaar en daar het 'n stilte gekom. En hy sê vir hulle, waar is julle geloof? Maar hulle was bang en verwonderd en het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat hy selfs die winde en die water gebied en hulle hom gehoorsaam is. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Ons sing nou weer saam, hierdie keer uit die volgende psalm in die psalmbundel, Psalm 91.
Psalm 91, die 5de en die 6de verse. Wie toevlug neem in 'n veilige hut en skuil by die Alhoë, hy word beskadu en beskud deur God se alvermoë. Psalm 91 vers 5. Lukas 8 vers 25 vra die Here Jesus sy disippels, waar is julle geloof? Broers en susters, baie dramatiese dinge die afgelope tye in hierdie land en ook wêreldwyd afgespeel. En vir baie is dit besonder kommerwekkend om te beleef hoe hierdie land en dan die westerse wêreld in besonder begin sink. Die gevoel van paniek groei onder die mense en dit is baie keer amper tasbaar werklik soos die pers en die sosiale media na alle kante toe uitroep. En verskeie oproepe weer klink, kom ons hou 'n nasionale dialoog, kom ons mobiliseer, kom ons hou 'n massa optog, sommige dink selfs aan 'n massa uittog. En dan is daar nog van tyd tot tyd 'n oproep dat daar 'n massa gebedsbijeenkoms gehou moet word. Ons moet byvoorbeeld 1 miljoen mense bymekaar kry, word daar gesê, en ons moet dit doen sodat hulle kan bid voordat dit te laat is. Die hemele help ons. Oral slink dit op, meester, ons vergaan. Ons is besig om te verdrink, word wakker voordat dit te laat is. En dit was dan ook die disippels se oproep in hierdie skrifgedeelte, daar waar hulle in hulle visserskuit op die stormsee gedobber het. Alhoewel daar natuurlik 'n groot verskil is tussen hulle boot en al die ander skepe van die sinkende weste, waarin ons Afrikaner gelowiges hulle ook tans bevind. Wat is hierdie verskil? Ons sien dit in die voorafgaande gedeelte, die paragraaf wat die besoek van Jesus se moeder en broers beskryf. En daar leer ons dat nie almal in dieselfde boot is nie. Daar leer ons dat die familie van die Here anders lyk en anders optree as die ander families op aarde. Sy moeder en broers is die wat die woord van God hoor en dit doen.
Daar leer ons dat in teenstelling met die korrupte bedeling wat ons nou beleef, dat dit vir jou by die Here geen voordeel inhou as jy bloot net aan die koning verwant is nie. Geen baantjies vir boeties by hom nie. Daar leer ons dat die gelowige se lojaliteite nie by enige ander groepering as by sy medegehoorsaames lê nie. Nee, dis die gehoorsaames wat hulle op Jesus se kerkboot bevind. Moontlik was daar daardie nag ook ander vissersbote op die see van Galilea, ander skuite wat nie die storm oorleef het nie. Ja, ek noem hierdie die kerkboot teenoor die ander skuite wat hulle ook daardie nag op die oop water bevind het. Teenoor die luukse passasiersskepe en die Jolly Patrollie plesierbote, die drywende drankbote op die vervoerdam, of die politieke flotillas en handelsskepe en ander sinkende skepe op die oseane van hierdie wêreld. As jy Jesus wil soek, sal jy hom nie op hulle passasierslys kry nie. En dit is nodig, eintlik lewensnoodsaaklik vir enige gehoorsame gelowige, alvorens hy of sy op 'n wêreldse boot klim, om seker te maak dat die Here Jesus se naam ook op daardie passasierslys is. Baie bote het al in storms gesink en baie sal in die toekoms nog sink, maar baie bote, en selfs bote wat onder die redery van die kerk gevaar het, het ook al gesink. In baie gevalle was die naam van die Here Jesus ook nooit op hulle passasierslyste nie. Hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. So leer ons in Romeine 9. Nie elkeen wat vir hom sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van sy Vader wat in die hemele is. Nee, jy sal hom net op die ware kerkboot kry, saam met sy gehoorsame disippels vandag nog. Nou die disippels en hulle meester onderneem 'n reis na die oorkant van die see. Dis nie 'n plesiertog nie, dis 'n belangrike onderneming. Hulle verteenwoordig 'n invalsmag. Hulle gaan die land van die Gadareeners binneval, so het ons gelees. Die gebied oorkant die see van Galilea was eeue van tevore nog deel van Dawid se koninkryk. Nou is die seun van Dawid en sy manskappe op see om weer daardie gebied te herower. Om weer in die naam van die heilige God van Israel, sy koninkryk, sy heerskappy, sy bevryding aan die Gadareeners te verkondig. So wanneer die meester bevel gee dat die seile gespan moet word, dat die skei die veilige hawe moet verlaat, dan gehoorsaam sy medebroeders. Dis tyd vir die kerkboot en sy bemanning om die kerk se werk te doen. En terwyl hulle seil, raak Jesus aan die slaap. En toe kom daar 'n stormwind op die see af en die skei het begin vol word en hulle was in gevaar. Nou ontstaan daar 'n hele paar vrae, waarvan die belangrikste seker is, hoekom gebeur hierdie dinge met die Here se kerkboot? Hulle was dan juis op pad om die Here se werk te doen. Hulle was die Here se broers, wat die woord van God gehoor het en dit doen. Hoekom gebeur dit met hulle? Moes hulle nie juis met 'n gladde vaart tot die oorkant geseënd gewees het nie? En nou gebeur dit soms op die see van Galilea, dat 'n woeste wind uit die weste word deur die berge oorkant die water nog erger gemaak, as dit ware in 'n noute gedruk en dan op die water van die meer losgelaat. Ons het gelees, die wind het op die see afgekom. En toe ontstaan daar siedende golwe en reuse branders. Dis die natuurlike verklaring, geografies en weerkundig.
Ons skrifgedeelte skep egter die indruk dat daar 'n ander verklaring vir hierdie storm kon wees, want Jesus het immers die wind bestraf, net soos hy elders die bose geeste ook bestraf het. Was die wind die werk van die duiwel? Was dit 'n geval soos dit wat ons in die boek Job lees, daar aan die begin, hoe die Satan sy hand na die vrome Job uitgesteek het, toe Job en sy seuns nog besig was om te eet en drink, toe daar met eens 'n groot wind uit die woestyn kom, 'n wind wat die huis aan die 4 hoeke gryp, en dit het op die jong mense geval, sodat hulle gesterf het. Was die wind wat ons hier in Lukas 8 van lees, die wind wat op die kerkboot afgekom het, was dit so, kom ons sê, 'n sataniese wind? Broeders en susters, die ongure winde wat daar buite waai, en die winde wat soms deur die kerk waai, ons gaan hulle nie vryspring nie, ongeag van waar hulle kom. Die feit dat ons miskien op die Here se kerkboot is, en dat ons in sy diens staan, en dat ons aan sy woord gehoorsaam is, vrywaar ons nie van sulke storms nie. Hulle kom en hulle was nog altyd daar. En hulle sal tot by die wederkoms daar wees. 'n Stormwind kom in die vorm van kerklike oneenigheid. 'n Stormwind kom in die vorm van 'n kerklike dwaling. Of ons ervaar ekonomiese teëspoed op 'n persoonlike vlak, of ons ervaar skielike siekte en dood. En stormwinde kan weens landsomstandighede en wêreldsomstandighede ontstaan. In hierdie land waarin ons nou bly is nou al vir dekades lank onderhewig aan dit, wat reeds in my kinderjare die winde van verandering genoem was. En daar is op die oomblik in hierdie land 'n plunderwind, en hy waai al hoe sterker by die dag. Daar is op die oomblik in hierdie land 'n plundergees los, van 'n ieder en 'n elk, van die hoogste president tot die eenvoudigste plakker. Almal wil net eenvoudig als gryp, waarop hulle hande kan neerlê, al die skatte van die staatskas, tot die munisipale koperkraan op die sypaadjies, tot elke stukkie grond aan die ander kant van die heining. En diegene op die Here se kerkboot sal ook hierdie wind aan die dakkappe hoor ruk. Hulle sal ook sien hoe die seile stukkend geskeur word. Hulle sal ook ervaar hoe hulle in die branders wil verdrink, net soos al die ander bote op die oop water, al die handelsskepe, vissersbote en al die partybote wat daar ronddryf. Die vraag is net, wat gaan ons op die kerkskip daaromtrent doen? Ons merk die volgende uit ons skrifgedeelte op, dat die disippels het hulle noodkreet tot die Here uitgestel, amper tot op die laaste nippertjie. Eers toe die boot regtig begin sink, toe roep hulle uit, Meester, Meester, ons vergaan. Dit was seker nie nodig dat hulle die Here vroeër moes aanroep nie. Daar's mos heelwat ervare vissermanne onder hulle, en hulle die meer en die weer baie goed geken. En dikwels onder swak omstandighede het hulle skuite veilig by die hawe gebring. Waarvoor die Here nou pla? Ons kan dit mos self doen. Die bemanning op ons kerkboot in hierdie land het ook miskien so gedink, ons sal nog altyd self regkom. Die laaste Afrikaner president, die een wat die mag oorgegee het, hy was immer self 'n dopper, hy het seker geweet wat hy doen. En die woorde wat toegebruik is, het so reg geklink, so kerklik geklink. Hervorming en versoening. En die een wat na die laaste Afrikaner president gekom het, was 'n gawe en 'n vergewingsgesinde man, vir baie selfs 'n swart Messias. En toe wen ons nog die wêreldbeker ook. En die een wat na hom kom is miskien nie heeltemal so vriendelik nie, maar hy het darm geleerdheid gehad in die land se fiskale beleid, was toe nog redelik gesond.
Waarvoor nou die Here pla? Ons kan dit mos self doen. Alles sal regkom, het Jan Brandt gesê. En ons het 'n uitstekende grondwet in die plek. Ons lei nog 'n ander ding af van die mense op die Here se kerkboot, hulle die Here Jesus se mag onderskat. Tot op die stadium in die evangeliese geskiedenis het hulle al ongelooflike openbaringe ontvang. Hy het gemaak dat koors uit die siekes wyk, duiwels uit mense uitgedryf, hy het hulle nette vol visse gemaak, soos ons verlede Sondag geleer het, malaatses en verlamdes is genees, dooies is opgewek, sondaars is hulle sondes vergewe. Die disippels het dit alles belewe, maar wanneer hy die wind en die storm tot bedaring bring, dan is hulle verwonderd. En hulle sê vir mekaar, wie is hy tog? Dat hy selfs die winde en die water gebied en hulle hom gehoorsaam is. Waar was hulle geloof? Waar is ons geloof, broeders en susters? Ons glo nie, die Here kan ons van ons nikotienverslawing genees nie. Ons glo nie, hy kan ons van ons vloekery genees nie. Ons glo nie, daar is self aan te smeer aan die wat wil skei of wil saam bly nie. Sending en evangelisasie is 'n mors van tyd. Selfs die Here sal niks met die volke in hierdie land kan uitrig nie. Dit help nie ons bid vir die konings en die hooggeplaastes soos die Here ons beveel het nie, want hulle was nog altyd 'n spul deurtrapte korruptes en hulle sal dit altyd wees. So dink ons mense en so praat ons mense. Hulle onderskat die Here Jesus se mag. Wie is hy tog, dat hy selfs die winde en die water gebied en hulle hom gehoorsaam is? Hy is die eerstgeborene uit die dode. Hy is die owerste oor die konings van die aarde. En dit maak nie saak watter dingaan koning aan bewind is nie. Jesus Christus is die owerste oor die konings van die aarde. Geliefdes, het hierdie disippels regtig gedink dat die Here se kerkboot sou sink? En hulle het nog nie eers begin om die werk te doen waarvoor die Here hulle geroep het nie. Hulle is mos geroep om self sout van die aarde te wees, om selfs die lig voor die mense te wees, om selfs vissers van mense te maak. Hulle was die toekomstige sleuteldraers van die koninkryk van God, wat met die verkondiging van die evangelie daardie koninkryk oopsluit. Is daar 'n belangriker werk op aarde as dit? Sou die Here toelaat dat dit gestuit word? Gaan hy toelaat dat sy skip op so 'n sending sink? Waar is die geloof van die disippels? Waar is die vertroue in sy beloftes, daardie ryke beloftes wat hulle eens van hom ontvang het? Het hierdie disippels regtig gedink dat die Here se kerkboot sou sink? Die feit dat hy geslaap het was juis 'n teken dat niks sou skeefloop nie en dat die reis van die evangelie nie in gevaar was nie. En nou weet ons, daar's baie kerkmense wat vandag uitroep, die skip is besig om te sink, die skip is besig om te sink. As die Here Jesus aan boord is, sal die skip nie sink nie. Kan die skip nie sink nie. En hy sal almal wat saam met hom aan boord is, eendag veilig by die hemelse hawe uitbring. Daardie nag het hy geslaap, want hy was ook 'n mens. Maar vandag het hy 'n verheerlikte liggaam. Vandag het hy nie meer slaap nodig nie. En ons weet dat die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Is hy nie vandag nog steeds in die boot nie? Miskien is hy nie. Ja, as die disippels hulle roeping versaak het en die kerkboot 'n familieboot geword het, dan is hy dalk nie meer daarop nie.
Het hy nie sy gehoorsame broers beloof dat hy met hulle sal wees nie? Tot wanneer? Tot met die volëinding van die wêreld sal hy met hulle wees. Soos die apostel Paulus aan die Filippense geskryf het, dat God die goeie werk wat hy in ons begin het, dat hy dit sal volëindig tot op die dag van sy wederkoms. En dan maak dit ook nie saak of daardie stormwind 'n aanvegting van die Satan is, en of dit uit die poorte van die hel self aangeblaas is nie, en of dit 'n beproewing is van God nie, dit maak nie saak nie, want ons weet mos wie eintlik in beheer is, of hoe. Ons weet mos, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie sal meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Alles, letterlik alles. Glo ons dit, geliefdes? Waar is ons geloof? Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, daar is baie dinge in hierdie wêreld wat ons sien gebeur. Baie dinge in hierdie eie land wat ons sien gebeur. En ons baie dinge rondom ons kerk en die ander kerke rondom ons wat ons sien gebeur. Maar ons vertrou op U en ons bid dat U ons ook daar waar ons ongelowig is tot hulp sal kom. Dat U weer vir U diensknegte helder oë sal gee, skerp gerig en gefokus op die evangelie taak wat voorlê. Dat U ons oë skerp gerig sal hou om ook daar waar ons arbeidsaam is in ons daaglikse taak, dat ons dit sal doen met oorgawe, dat ons dit sal doen in dankbaarheid, dat ons dit sal doen tot heil van ons gesinne en ons naaste. Ons vra dat U ons vergewe die dae dat ons saam praat met die wêreld, dat ons saam angstig na ons selfone kyk. Ons bid dat U ons sal vergewe daar waar daar nie rustigheid in ons gemoed is nie. En ons vra, Hemelse Vader, dat U dit vir ons sal gee in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte weer uit Psalm 91. Ons sing nou die 7de vers. Hom maak ek vry wat dierbaar in my oog is. Ek waak oor hom, want hy bely my naam wat sterk en hoog is. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van die vrede wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, sal julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen.
Amen.